Kom ons lees vandag vers 10 tot 12 van 1 Korintiërs 1. Ons lees hier van die antwoord op verdeeldheid in 'n gemeente. Ek pleit by julle, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers, ek is deur Chloe mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Cephas, of ek van Christus. Nou ja, dis baie duidelik dat die apostel Paulus hier met alle erns pleit by die gemeente. Waarom pleit hy by hulle? Want daar is verdeeldheid. Hulle besef nog nie en verstaan nog nie die verbondenheid wat hulle met Christus het nie. Onthou aan die einde hier van vers 9 het ons gelees dat Paulus die Here dank omdat gelowiges verbind is aan Jesus Christus. Daar's 'n lewende verhouding, 'n verbondenheid, en hierdie verbondenheid is iets wat nog nie deurskemer in die gemeente daar in Korinthe nie. Daar's nie eenheid, daar's nie eensstemmigheid onder die gelowiges nie. Waarskynlik omdat hulle nog nie verstaan hoe hierdie verbondenheid aan Christus ook moet deurskemer in hulle verhoudings met mekaar nie. As jy verbind is aan Christus, as jy lief is vir die Here, dan moet jy lief wees vir jou naaste. En daar is duidelik nog dit probleme wat dit betref in die gemeente. Hierdie verbintenis met Jesus is al hoe 'n gemeente eenheid kan hê. As ons dit verstaan, as ons dit in ons fokus het. Maar die gemeente in Korinthe dit nog nie verstaan nie. Daar was, soos wat ons in hierdie verse gelees het, allerhande faksies, allerhande groepies wat in die gemeente gevorm het. En hierdie groepies het veral gevorm rondom invloedryke leiers, soos Apollos en Paulus. En dit is nogal typies aan daardie tyd, ook vandag, maar veral in daardie tyd in Korinthe. Het jy dit gehad dat mense gefokus het en hulle self graag, sê maar, geheg het aan sekere invloedryke persone, of mense wat hulle beskou het as belangrik, of goed, of wat ook al. En daai tipe gesindheid speel nou deur en kom nou in die gemeente in. En dis hoekom Paulus nou by die gemeente pleit in die eerste plek vir eensstemmigheid. En dan gaan hy ook by hulle pleit vir eensgesindheid en uiteindelik vir dieselfde oortuiging. Kom ons kyk na elke een van hierdie drie waarvoor Paulus pleit. Eensstemmigheid sou ons, as ons dit baie letterlik vat, duidelik kan sien wat hierdie woord beteken. Een stem. Om met een stem te praat. Eensstemmigheid, om met een mond te praat. Met ander woorde, hulle moet ophou om die hele tyd hulle self in sekere teologiese kampies te gaan plaas. Hou op om die hele tyd te sê, ek behoort aan hierdie leier, of ek behoort aan daai leier, of ek volg hierdie een, of daai een is beter, of daai een preek so, en daai een anders. Hoe dit ook al sê, wat die gesprek ook al mag wees, hou op om so uit verskillende monde, met verskillende stemme te praat. Julle is in een gemeente, sê die apostel Paulus. Julle is veronderstel om een liggaam te wees. Onthou, heel aan die begin van die brief, het ons gesien dat die gemeente is die gemeente van God. Nou moet hulle ook met een stem soos die gemeente van God praat. Hulle is verbind aan Christus en dit is al. Hulle moenie die liggaam van Christus verskeur en verdeel en koppel aan allerhande leiers en groepies en kampies nie. Hulle moet eenstemmig wees. En dan gaan die apostel Paulus verder en hy sê dat hulle in die naam van die Here Jesus Christus, onthou dit is die fokus hier die hele tyd, in die naam van die Here Jesus Christus nie verdeeld moet wees onder mekaar nie, maar dat hulle ook eensgesind moet wees. Eensgesindheid moet hê. Eensgesindheid beteken, Paulus roep hulle op om hierdie verdeeldheid stop te sit in die gemeente, hierdie faksies stop te sit, maar wat nou so interessant is van die woord eensgesind is, dit is eintlik 'n mediese term. Dit is 'n mediese term wat verwys na wanneer 'n mens gebreekte bene spalk en herstel. So Paulus sê eintlik as dit ware hier is 'n klomp gebreekte verhoudings in die gemeente. En hierdie gebreekte verhoudings is soos gebreekte bene van ledemate en dit moet in hulle regte plek herstel word. Dis wat eensgesindheid is. Hierdie verhoudings onder julle moet gespalk word, moet herstel word, moet op die regte plek teruggesit word. En dit is alles ter wille van en in die naam van die Here Jesus Christus. Paulus pleit dan in die derde plek ook, dat daar by hulle dieselfde oortuiging sal wees. Ons kan ook sê, dieselfde
denkwyse, dieselfde manier van dink. Dit beteken nie dat hulle oor alles die hele tyd moet saamstem nie. Maar waaroor dit hier gaan, is dat hulle dieselfde visie en missie moet hê, dieselfde uitkyk moet hê in hierdie gemeente van hulle. Wat moet hulle fokus wees? Christus. Paulus sê, ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus, julle moet dieselfde oortuiging hê, naamlik die oortuiging dat julle verbind is aan die Here Jesus Christus. Dis wie julle is, dis julle identiteit. Hou op om die hele tyd julle identiteit te soek by een of ander leier, of by een of ander faksie, of een of ander teologiese kampie. Dink aan, fokus op Christus. Dis al hoe mense eensstemmigheid, eensgesindheid en dieselfde denkwyse in 'n gemeente kan kry. Hoe toepaslik is hierdie oproep nie ook vir ons vandag nie? Die eenheid van ons gemeente lê nie in die taal wat ons praat, of ons ras, of ons belangstellings, of ons tradisies nie. Mag nie daarin lê nie. Ons eenheid lê in ons gesamentlike verbondenheid aan Christus. So die oproep vir my en jou is ook, in die naam van ons Here Jesus Christus, laat ons eensstemmig wees, eensgesind wees, dieselfde oortuiging hê. So moet ons praat, so moet ons ook dink. Nou, in vers 11 en 12, sê die apostel Paulus weer eens, my broers. Vers 10 het hy gesê, ek pleit by julle broers. Vers 11, my broers. En dit gaan hy verskeie kere doen in hierdie brief. En dit is eintlik met 'n spesifieke doel, dat hy so klem plaas op hierdie term, my broers. Die verwysing na die gelowiges as my broers, is 'n destydse gebruik om te verwys na die broers en susters, so die manlike en vroulike gelowiges, die susters word ook hierby ingesluit, maar hier is die punt. Paulus beklemtoon die feit dat hierdie verskeurde gemeente, wat so bakleierig is, eintlik familie is, broers en susters in Christus is. En dis hoekom plaas hy heeltyd klem hierop, dis hoekom hy heeltyd hierdie term gebruik. Ek pleit by julle broers, en in vers 11, my broers. Ek is deur Chloe se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Dis hoe Paulus te hore gekom het van die oneenigheid in die gemeente. Chloe se mense het hom vertel. Nou, dit kan wees dat hierdie mense Chloe se slawe was, haar werkers was. Dit is moontlik dat Chloe 'n persoon was, 'n vrou was in Korinthe, wat 'n huishouding gehad het en op 'n of ander manier betrokke was by die gemeente. En dit is nou duidelik dat hierdie mense van Chloe die insig gehad het om te sien dat dinge verkeerd gaan in die gemeente. Hulle kom skinder nie by Paulus nie, hulle kom klop aan uit bekommernis, sodat Paulus kan ingryp, sodat Paulus kan help. En nou kan jy duidelik agterkom dat die Korintiese kultuur en die gesindheid sterk in die gemeente ingekruip het. Want die gemeentelede fokus, soos ek reeds gesê het, graag op die mense. Hulle fokus op dit wat hulle kan sien, hulle fokus op die mense wat hulle beskou as die sterkste en die beste leiers. Die een kyk na Paulus en sien hom as die ware leier of die beste leier. Ander een kyk na Apollos en sê, hier het ons die beste spreker, die een wat die mooiste preek. Ander een verwys na Sefas, dit is die apostel Petrus, wat moontlik ook 'n besoek afgelê het op 'n stadium in Korinthe. En daai faksie sê, Petrus, hy is ons leier, hy is ons man, hy is die een wat ons gaan volg. En dit is so tipies aan die wêreld, is om jouself te koppel aan 'n persoon wat jy beskou as die beste, en dat daar groepies so ontstaan. En ek dink dit is die punt wat ons hier moet raak sien, is dat hierdie gemeente baie wêrelds is, in die manier hoe hulle met mekaar ook omgaan. Het klink amper of daar politieke partye in die gemeente ontstaan, elkeen met hulle eie slagspreuk, elkeen met hulle eie leiers. Nou, ons sal nie presies kan weet wat die verskille was tussen die leiers en die groepies nie. 'n Mens kan aflei dat dit moontlik gegaan het oor die prediking en die manier van prediking. Sommige het Paulus verkies, ander het weer beweer dat Apollos meer welsprekend is. Het kan ook moontlik wees dat sommige net meer gehou het van een leier as 'n ander een. Hulle verkies een se persoonlikheid bo 'n ander, ons weet nie. Maar interessant genoeg is, daar was ook 'n groep wat hulle self genoem het van Christus. Ek is van Christus, die faksie van Christus. Dis moontlik dat daar letterlik so 'n groep was in die gemeente wat gesê het, ons volg nie 'n menseleier nie. Ons volg nie een van hierdie ander Paulus of Apollos of Sefas nie. Ons volg net Jesus.
Dis moontlik dat daar letterlik so 'n groep was. Maar dis ook waarskynlik dat hierdie opmerking eintlik 'n opmerking van Paulus is in 'n poging om te wys hoe absurd die verdeeldheid in die gemeente is. So wat Paulus dus hiermee sou kon sê is, dis asof julle sê Christus is net nog 'n leier in die gemeente. Hy's net nog 'n opsie in die gemeente. So jy kan of vir Paulus kies, of jy kan vir Apollos kies, of jy kan vir Sefas kies, of as 'n opsie, nog 'n opsie op die rak is Jesus. Jy weet, so asof dit nie die gemeente van God is nie. Asof dit nie gaan oor die Here Jesus Christus nie. Hy is maar net nog 'n opsie. En is baie moontlik dat dit juis Paulus se bedoeling was met hierdie opmerking. Die verdeeldheid in die gemeente is duidelik nie omdat daar verskillende interpretasies van die skrif was of iets van die aard, soos byvoorbeeld Romeine 14 nie. Dit lyk meer asof hierdie faksies in die gemeente bloot vasgekyk het in die leiers, hulle persoonlikhede, hulle preekstyle, hulle gebruike, hulle kulture ensovoorts. In ander woorde, hier is 'n sterk wêreldse gesindheid onder die gelowiges. Elke gemeente van vandag loop nog steeds hierdie selfde gevaar. Ons het die geneigtheid om onsself graag te koppel aan 'n sekere leier in die gemeente, in plaas daarvan dat ons gefokus is op Christus. Ons moet weer vandag onthou, die kerk is Christus se kerk. Ons moet eensstemmig wees, eensgesind wees en dieselfde dink, en dit kan net gebeur as ons verstaan dat ons as gelowiges verbonde is aan Christus. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om hierdie dinge wat ons gelees het in ons gemeente en in ons lewens toe te pas. Maak asseblief stikkende verhoudings heel. Help ons om nie vas te kyk in persone en wie of wat hulle doen nie, of wat hulle is nie, wie hulle is nie, maar help ons om te fokus op ons Here Jesus Christus. Amen.